Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 29ste Mei 2026. Ons doen die nuus in kolle. Ons hoofnuus vir vandag is: Grey College stel wedstryde teen Selborne af weens varkgriep uitbreking. Jou volle storie is hier. Nog berigte: generaal en polisie se muur afgedank. Nuwe plan teen spookwerkers ingestel. Tronkhoofde moet eksamen skryf. Sabalenka deur na die volgende rond in die Franse Ope. Suid-Afrika moet sy spelers plaaslik kan aanwend. Die jaarlikse interskole byeenkoms tussen Grey College van Bloemfontein en Selborne College is op die nippertjie gekanselleer nadat daar 'n uitbreking van varkgriep, die N1H1 onder die Grey College leerders uitgebreek het. Volgens berigte het Grey College se bestuur die besluit geneem na gesprekke met mediese kenners. Die skool wou verhoed dat die virus verder versprei tydens die lang busrit na Oos-London. Die verblyfreëlings en die groot skares wat gewoonlik die tradisionele rugby naweek bywoon. Die waarnemende hoof van Grey College, Ludwig Koekemoer, het gesê die besluit was nie maklik geweest nie, veral omdat dit op 'n kort kennisgewing geneem is. Selborne College het intussen begrip vir die situasie getoon en gesê die gesondheid van spelers, personeel en ondersteuners bly die belangrikste. Die kansellasie raak nie net die eerste rugbyspanne nie, maar ook verskeie ouderdomsgroepe en sportspanne wat deel van die tradisionele interskoleprogram sou wees. Plaaslike ondernemings in Oos-London, wat gewoonlik voordeel trek uit die groot instroming van besoekers, gaan ook die finansiële impak voel. Die Grey Selborne wedstryd is een van die oudste en bekendste skole rugby tradisies in Suid-Afrika met 'n geskiedenis wat terugstrek tot 1926. Bykans 1 miljard rand se dwelms is by die Beitbrug Grensbos onderskep in een van die grootste dwelmvangste nog in Suid-Afrika. Volgens die Border Management Authority, die BMA, is sowat 713 kg methaqualone, 'n stof wat gebruik word om mandrax te vervaardig, in 'n vragmotor ontdek wat vanaf Malawi deur Zimbabwe na Suid-Afrika onderweg was. Die straatwaarde van die dwelms word op ongeveer 998 miljoen rand beram. Beamptes het glo tydens 'n roetine-inspeksie onraad vermoed nadat die vragmotor deur 'n spesiale skandeerder gegaan het. Dit het gelei tot 'n uitgebreide 8 uur lange deursoeking van hierdie voertuig nadat die versteekte dwelms ontdek is. 3 verdagtes is in hegtenis geneem en word tans by die Messina Polisiestasie aangehou. Die valke ondersoek nou moontlike bande met internasionale dwelmsyndikaate. Die voorval beklemtoon weer hoe belangrik grensbeheer geword het in hierdie stryd teen georganiseerde misdade en dwelmsmokkelary in Suid-Afrika. Die Beitbrug is een van die besigste grensposte op die vasteland en word gereeld deur syndikaate gebruik om onwettige goedere oor die landgrense heen te vervoer. Majoor-generaal Richard Sibiri, die voormalige hoof van die SAPD, se eenheid teen georganiseerde misdade, is volgens verskeie berigte uit sy pos verwyder nadat hy vroeër geskort is te midde van ernstige beweringe van korrupsie en bande met misdaadsyndikaate. Sibiri se naam het sterk na vore gekom tydens die Madlanga kommissie van ondersoek, waar getuies beweer dat hy belang gestel het in omstrede SAPD tenders en moontlik inmenging gehad het in 'n sensitiewe ondersoek. Hy was vir jare een van die land se senior ondersoekbeamptes in die stryd teen georganiseerde misdaad, maar sy skorsing het groot skokgolwe deur die polisie laat trek. Die ondersoek fokus glo op beweerde bande tussen sekere polisielede en onderwêreldfigure wat verbind word met dwelms, afpersing, kapings en tenderbedrog. Daar is ook vroeër berig dat wetstoepassers op elektroniese toestelle, dokumente en vuurwapens beslag gelê het tydens hulle klopjag met die ondersoek verband gehou het. Die saak plaas weer die kollig op die groot uitdaging van korrupsie en georganiseerde misdade binne sekere dele van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die regering werk glo aan 'n nuwe aanlyn portaal wat kan help om sogenaamde spookwerkers in die staatsdiens vinniger op te spoor en sodoende uit te skakel. Spookwerkers verwys na mense wat salarisse ontvang al werk hulle nie werklik vir die staat nie, of werknemers wat reeds weg is maar steeds betaal word. Die nuwe digitale stelsel gaan departemente help om werknemers se besonderhede beter te verifieer deur databanke aan mekaar te koppel. Dit sluit glo identiteitsnommers, salarisstelsels, pensioenfondsdata en ander staatsrekords in. Wanneer iets nie ooreenstem nie, kan die stelsel waarskuwings uitreik. Die Departement van Staatsdiens en Administrasie het reeds verskeie digitale hulpmiddels beskikbaar gestel, waaronder 'n Public Servant Verification System wat deel vorm van die poging om bedrog, korrupsie en onwettige betalings in die staatsdiens te kan bekamp. Kenners meen die nuwe portaal kan die staat miljoene rande bespaar. In die verlede is al verskeie gevalle ontdek waar mense vir jare lank salarisse ontvang het sonder dat hulle gewerk het. Sommige gevalle het dit self behels dat gestorwe persone of vals werknemers steeds op betaalstate verskyn het.
Die stap vorm deel van groter pogings deur die regering om staatsadministrasie te moderniseer, korrupsie op te slaan en belastinggeld beter te kan beskerm. Die bekende sakeman van Jeffreys Bay, Piero Viljoen, wat 83 jaar oud was, is oorlede nadat hy so 'n week in die hospitaal was, nadat hy glo deur 'n voertuig raakgery is. Volgens berigte het die ongeluk op 23 Mei in Nautilus-straat plaasgevind, terwyl hy by 'n voetoorgang geloop het. Die polisie het bevestig dat die bestuurder van die voertuig glo onder invloed van alkohol was. Die saak van roekelose en nalatige bestuur word nou na strafbare manslag verander na Viljoen se dood. Viljoen was in die Jeffreys Bay gemeenskap bekend as 'n voormalige eienaar van Wimpy en Mugg & Bean franchises. Dr. Pieter Groenewald dien as minister van korrektiewe dienste sedert 3 Julie 2024. Hy het reeds verskeie sterk stappe geneem om aanspreeklikheid in die departement te verseker. Groenewald het al 240 tronke in Suid-Afrika versoek om aan hom verantwoording te doen vir al hulle gevangenes en het dit duidelik gestel: as 'n tronkhoof vir my sê die volgende mense is daar en hulle is nie daar nie, word hy of sy afgedank. Hy het ook gesê indien sy dit nie kon doen nie, was hy vandag nie meer die tronkhoof nie. Uitdagings wat die departement in die gesig staar, sluit in oorbevolking, korrektiewe fasiliteite, swak interne sekuriteit en personeeltekorte wat gestyg het tot 30% op senior bestuursvlak. Die Suid-Afrikaanse Reserwebank, die SARB, het begin om sterker op te tree teen stygende inflasie. Inflasie beteken dat pryse van kos, brandstof, elektrisiteit duurder geword het. Wanneer inflasie te hoog raak, verloor mense se geld met die koopkrag. Die Reserwebank se hoofdoel is om inflasie naby 3% te hou. In 2025 is Suid-Afrika se inflasieteiting aangepas na 3% met 'n toelaatbare band van 2% tot 4%. Om inflasie te bekamp, het die Reserwebank op 28 Mei 2026 die rentekoers met 0,25 persentasiepunte verhoog tot 7%. Dit is die eerste rentekoersverhoging in 3 jaar. Die besluit is geneem nadat inflasie begin styg het weens hoër energie en brandstofkostes. Nuwe navorsing toon dat die gemiddelde salaristrekker in Suid-Afrika se werklike inkomste met 4,6% gedaal het. Dit beteken dat hoewel baie mense steeds salarisse ontvang, hulle geld nie meer soveel kan koop soos voorheen weens die hoë koste van die lewe. Die grootste redes vir die daling in stygende pryse van kos, brandstof, elektrisiteit, vervoer en ander noodsaaklike uitgawes. Wanneer inflasie vinniger styg as salarisse, raak huishoudings se koopkrag swakker en moet gesinne hulle begrotings noukeurig bestuur. Baie werkers vind dit al hoe moeiliker om aan die einde van die maand kop bo water te hou. Kenners waarsku dat die druk op huishoudings kan toeneem indien ekonomiese groei stadig bly en werkgewers nie groter salarisverhogings kan bekostig nie. Die afname in koopkrag raak ook die ekonomie. Wanneer mense minder geld het om te bestee, koop hulle minder goedere en dienste. Dit kan besighede se inkomste beïnvloed en uiteindelik ekonomiese groei vertraag. Ekonome meen laer inflasie, sterker ekonomiese groei en groter werkskeping nodig is om Suid-Afrikaners se finansiële posisie weer te kan verbeter. Jake White meen Suid-Afrika moet alles moontlik doen om sy beste rugbyspelers in die land te kan hou. Volgens White is Suid-Afrikaanse rugby sterker wanneer die land se topspelers week na week vir plaaslike spanne uitdraf. Hy glo dit help nie net die plaaslike kompetisies nie, maar verhoog ook die gehalte van rugby wat ondersteuners by stadion en op televisie sien. Baie Suid-Afrikaanse spelers kies om oorsee te gaan speel omdat hulle daar groter salarisse kan verdien. Dit lei daartoe dat plaaslike spanne gereeld hulle beste talent verloor. White sê dit maak dit moeiliker vir plaaslike franchises om sterke mededingende spanne op die been te kan bring. Hy meen indien meer topspelers in Suid-Afrika kan aanbly, sal dit jong spelers die geleentheid gee om saam met ervare springbokke te kan ontwikkel. Dit kan ook die standaard van kompetisies soos die VRK verder verbeter, het hy gesê. Munster berei voor vir 'n tuistyd in die Woukom Bloubulle op Loftusversveld, waar die Pretoriaaners bekend is vir hulle fisieke en aggressiewe spel voor hulle tuiskare. Munster se afrigter, Clayton McMillan, het gesê sy span besef hulle sal alles moet gee teen 'n Bulle-span wat baie sterk voorlangs is. Hy glo die druk is op die tuisspan, maar hy sê Munster sal die uitdaging met selfvertroue aanpak en alles in die stryd werp. Die Bulle se voorspelers is reeds gewaarsku om fisieke oorheersing teen Munster af te dwing. Die Bulle slot Kobus Wies het gesê enige span wat na Loftus toe kom, hulle stelling maak en dat die geveg tussen die voorspelers waarskynlik die wedstryd sal bepaal. Hy het beklemtoon dat die Bulle nie weer deur hulle teenstanders geboelie sal word nie. Die twee spanne het in onlangse seisoene 'n sterk wedywering opgebou. Die Bulle het Munster reeds van jare in Limerick gewen. Een van die groot skole rugbywedstryde die naweek vind môre plaas wanneer Parel Gimnasium teen Hoër Landbouskool Oudtshoorn in Riversdal te staan gaan kom. Die wedstryd vorm deel van die tradisionele skole rugbykalender en sal 'n verwagting groot belangstelling lok.
Parel Gymnasium gaan die wedstryd as een van die grootste skole rugbyspanne in die land binne. Die span het vanjaar reeds sterk vertonings gelewer en word deur baie kenners as een van die gunstelinge beskou. Oakdale staan egter bekend vir sy fisieke voorspelers en veggees. In vorige ontmoetings tussen die twee skole het Oakdale gewys dat hulle Parel Gym onder druk kan plaas en die wedstryde is dikwels baie mededingend gewees. Ondersteuners kan uitsien na 'n harde stryd voorlangs waar Oakdale se groot pak voorspelers sal probeer om die grondslag vir 'n oorwinning te lê. Parel Gym sal weer hulle vinnige spel en vaardige agterspelers staat maak om die oorhand te probeer kry. Die wedstryd beloof om nog 'n hoogtepunt op die skoolkalender te wees met twee trotse rugby-tradisies wat teen mekaar gaan krag te meet. Die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic het die Fransman Valentin Royer in die tweede ronde van die Franse Ope uitgeskakel om sy plek in die derde ronde te bespreek. Djokovic het die eerste twee stelle gemaklik met 6-3 en 6-2 gewen, maar Royer het sterk teruggeweg en die derde stel in 'n valbuil gewen. Die Serveer het egter sy ervaring gewys en die vierde stel met 6-3 beklink om die wedstryd in 4 stelle te wen. Die uittelling was 6-3, 6-2, 6-7 en 6-3. Die oorwinning hou Djokovic se droom lewendig om 'n rekord 25ste Grand Slam enkeltitel te wen. Hy het na die wedstryd erken dat die warm toestand in Parys uitdagend was, maar het ook lof uitgespreek vir Royer se sterk vertoning voor sy tuiskare. Met verskeie groot name wat reeds uit die toernooi is, bly Djokovic een van die grootste aanspraakmakers op hierdie titel by Roland Garros. Die jong Franse fietsryer Paul Magnier het die 18de skof van die Giro d'Italia gewen nadat hy in 'n opwindende massasprint die sterkste was. Die 22-jarige Magnier van die Soudal Quick-Step span het sy derde skofsege in vanjaar se Giro behaal. Hy die Italianers Edoardo Zambini en Jonathan Millen in die eindsprint geklop. Die wêreld se voorste vrouespeler Aryna Sabalenka het haar plek in die volgende ronde in die Franse Ope bespreek nadat sy die Fransman vrou Elsa Jacquemont in skoonstelle gewen het. Sabalenka het van die begin af die tempo bepaal en die eerste stel met 6-3 gewen. Sy het daarna haar oorheersing voortgesit om die tweede stel met 6-2 beklink en die wedstryd in reguitstelle af te handel. Die Belarusiese ster is een van die grootste gunstelinge om vanjaar die titel by die Franse Ope te wen. Haar kragtige afslaanwerk en aggressiewe spel het haar weer eens gehelp om sonder veel moeite deur te kan dring. Sabalenka tot dusver sterk vorm getoon en lyk vasberade om haar eerste Franse Ope titel te wen. Tennisondersteuners sal haar vordering in die komende rondes met groot belangstelling volg. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1527, Polokwane 1024, Lephalale 1327, Mbombela 1227, Mahikeng 1225, Pretoria 1324, Johannesburg 1322, Ermelo 722, Galagari 1627, Gaborone 1526, Richards Bay 1628, Pietermaritzburg 1125, Durban 1725, Port St Johns 1621, Pongola 1428, Maputo 1829, Bethlehem 27, Bloemfontein 1022, Allewal Noord 29, Welkom 1122, Vryburg 1125, Kimberley 1223, Appington 1427, Prieska 1222, Springbok 1124, Karasburg 1327, Keetmanshoop 1528, Mariental 1528, Alexander Bay 1122, Brandvlei 1122, Loederits Bay 1729, Vredendal 1225, Kaapstad 1319, Sutherland 615, George 1120, Jeffreys Bay 1319, Cabarra 1219, Grafreinet 716, Kaaphooglas 1118, De Aar 29, Molteno 616, Beaufort West 1018, Oos-London 1320, Mabalane 16 en 31 grade Celsius in die middag. Ons weerberig vir vandag lyk so: Gauteng koel in die oggend, sonnig en droog later. Vrystaat koud in die oggend, helder en koel tot matig warm. Noordwes provinsie sonnig met droë en sagte winde. Limpopo warm in die noorde, gedeeltelik bewolk. Mpumalanga warm tot baie warm in die Laagveld met minder wolke. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met kans vir ligte kusreën. Oos-Kaap koel tot matig warm met plaaslike wolke. Wes-Kaap koel en bewolk met moontlike ligte reën of mis. Noord-Kaap sonnig, warm bedags, maar koud in die nag.
Ons markaanwysers lyk as volg: die rand verhandel teen R16.32 teenoor Amerikaanse dollar, die pond kos R21.89, die euro verhandel teen R18.98, Australiese dollar kos R11.63, 'n yen kos 10 sent, platinum kos $1,900 per fyn ons, palladium kos $1,355, goud kos $4,427 per fyn ons, silwer per fyn ons is $73.28, Brent ruolie per vat is $94.29. Gedagte vir die dag: moenie wag vir perfekte omstandighede om te begin nie. Gebruik wat jy vandag het, waar jy is, en maak die beste daarvan. Klein stappe vorentoe bou uiteindelik groot veranderinge. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens.